Goeienaand broers en susters, baie welkom by vanaand se aanderediens. Ons bede is altyd dat dit sal wees tot die opbou van ons geloof en altyd tot eer en verheerliking van ons Here. Kom ons word 'n oomblik stil voor ons begin met hierdie erediens. Die wotum kom uit Psalm 89. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade. Ek sal sy trou verkondig aan die komende geslagte. Ek sê, u liefde en u trou wankel nooit. Dit hou vir altyd stand in die hemel en op die aarde. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing van die liefde van die Here wat hy in ons harte plant. Ons Here liefhet met alles in ons. Ons staan en sing ons saam Psalm 18. Ons sing daarvan saam vers 1 en vers 14 en daarna kan ons bly staan vir ons gebed. Ja, waarlik, wie is daar buiten u, o Heer? Daar's niemand nie. U alleen is God. U alleen is ewig en goed. U alleen is almagtig en heilig. En u alleen hou hierdie hele wêreld in stand. U regeer alle dinge volgens u raadsplan. U ken elke skepsel, u ken elke deeltjie in hierdie skepping. En u beskik dat dinge gebeur volgens u raadsplan. Hierdie wêreld verloop tot die volgende bedeling wat u beskik. Dat daar 'n einde kom hieraan, dat daar 'n wederkoms is van ons Here Jesus Christus, waar ons saam met hom in die heerlikheid geneem sal word. En mag daardie hoop altyd in ons lewe wees. Mag ons oë op die toekoms gerig hou. Daardie absolute sekerheid van die voltooiing van ons verlossing. En dit alleen deur die werk van ons Here Jesus Christus. Mag ons besef hoe kosbaar hierdie waarheid is, hoe kosbaar dit is om geloof te hê. Wat U in ons harte werk, wat U ons skenk,
ons die liefde kan beleef, dat ons daarop kan reageer met die woorde dat ons U ook lief het. En mag dit ook so wees dat dit so sal wees in ons hele hart, siel, krag en verstand. Dat ons met ons totale menswees volle ywer sal uitleef om ons liefde vir U te wys. Te besef wat die evangelie is, wat U vir ons gedoen het, en om U daardeur ook te loof en te prys. Ons dank U, Here, dat ons hier kan wees vanaand. Ons dank U dat ons saam kan wees om die lof te besing en saam uit die woord te hoor wat U sê. Dat ons kan sien hierdie geloof wat U gee, hoe U ons lewe verander het en wat U van ons vra. Ons daarvan kan getuig in 'n wêreld wat donker is, 'n wêreld wat geen lig het nie. En ons bede is dat U ons geloof deurlopend sal versterk. Dat ons mag groei daarin, dat ons hierdie vertroue wat ons in U moet hê, sal toeneem. Die liefde wat ons moet onder mekaar beoefen, ook al hoe meer warmer sal brand. Na die hoop stewiger staan wat in ons is. Aan U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding van nou tot in alle ewigheid. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons sing saam Psalm 119, ons gaan daarvan vers 51 en vers 53 sing. Ons luister saam na die woord van die Here uit 1 Tessalonisense 1. Ons gaan daarvan saam lees van die eerste vers en dan die hele hoofstuk. Van Paulus, Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense, wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle. Ons dank God altyd vir julle almal, wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou, bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, ons weet dat God julle, wat hy lief het, uitverkies het. Want die evangelie wat ons aan julle verkondig het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouens hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. Onder baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Agaia.
Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Achaia verkondig. En oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien. En dat julle sy seun wat hy uit die dood opgewek het, uit die hemel verwag, Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Geliefde broers en susters, Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente in Thessalonika. En die geskiedenis van die totstandkoming van hierdie gemeente is eintlik iets wat nogal uitsonderlik is. Dat Paulus, Timoteus en Silas het met hulle werk as sendelinge gegaan en die woord van die Here verkondig en hulle daar 'n gemeente geplant. Hulle het vertrou dat daar waar hulle die saad saai, daar waar hulle die evangelie verkondig, dat daar wel saad op goeie grond sal val en vrug sal opkom. En dat die Here sy seën daar sal gee en dat daar 'n gemeente ook tot stand sal kom. So tydens hulle sendingreise het hulle nie maar bloot gegaan en die evangelie op een plek verkondig vir 'n week en aangeskuif in die volgende plek en net so voortbeweeg nie. Maar het baie lank gebly by 'n plek en hulle daar die evangelie verkondig en so dat mense tot oortuiging gekom het hulle 'n kerk geplant en 'n kerk gestig dat daar 'n hele gemeente en 'n gemeenskap van gelowiges daar is. En nie maar net bloot individue wat los van mekaar staan nie. So by elke plek is daar ouderlinge aangestel om die werk voort te sit en die struktuur in die gemeente ook te gee. En wat opmerklik is van Paulus se kerkplanting en ook hier die gemeente in Thessalonika is dat sy kerkplanting stop ook nie daar wanneer hy die gebied verlaat nie. Met ander woorde, daar waar hy 'n gemeente geplant het in 'n dorp of 'n stad, stof hy nie die stof van sy voete af en hy gaan weg nie. Maar hy bly in interaksie met daardie gemeente. Ons sien dit deur die nuus wat oor en weer oorgedra word van die gemeentes af na die apostels toe. Maar ook daardie lering wat oorgedra word van die apostelse kant af ook na die gemeente toe. En eintlik het ons hele Nuwe Testament omtrent daarvan as gevolg daarvan, juis omdat ons nog die hele tyd hierdie korrespondensie tussen die gemeentes het wat Paulus in die gemeentes gestuur het. So die kerkplanter, die gemeenteplanter en die gemeente het nie net mekaar vergeet asof daar niks in die verlede gebeur het nie. Hulle het daardie sterk geloofsbande met mekaar bly behou. Hulle het 'n pad bly saamstap deur die hele lewe tot aan die einde toe, dat daar bly kommunikasies met mekaar, bly briewe geskryf word aan mekaar. Daar's dus hierdie intieme geloofsbande met mekaar. En sien ons wat dit behels ook. Dat juis omdat daar hierdie intieme bande is, het Paulus ook deurlopend nog vir die gemeentes bly bid. So Paulus was baie kort by hierdie gemeente in Thessalonika gewees. Ons hoor in Handelinge 17 dat die sendelinge deur Amfipolis en Apollonie gereis het na Thessalonika. En daar was 'n Joodse sinagoge waar hulle net vir 3 sabbate lank met die mense geredeneer het en uit die skrif hulle uiteengesit het uit die Ou Testament uit oor hoekom Jesus die Christus is. Hoekom hy moes ly, hoekom hy die dood uit moes opstaan. Hoekom die skrifte dit aangedui het. So steeds in so kort tyd van net 3 sabbate hoor ons hoe party van die Jode en 'n groot aantal van die Grieke, aansienlike getal vooraanstaande vroue ook bekeer het. Maar as gevolg van hierdie bekerings wat plaasvind, as gevolg van die 3 sabbate se werk, is daar 'n geweldige weerstand deur die stad. Daar's Jode wat nou in opstand is teen hierdie sendelinge en sê maar hulle hoort nie in die stad nie, hulle veroorsaak net 'n oproer onder die mense van die stad. Omdat hulle sê daar's 'n ander koning met die naam Jesus. So die gelowiges het daarom vir Paulus en Silas in die nag na Berea toe weggestuur. So hierdie gemeente in hierdie stad Thessalonika het dit nie maklik gehad van die begin af nie. Hulle moes van die begin af met hulle totstandkoming moes hulle verdrukking van die wêreld beleef. Nou hoor ons dat Paulus diep besorg was oor die gelowiges
in hoofstuk 3 vers 5 sê dat hy 'n diep verlange na hulle het om te verneem hoe dit met hulle geloof gaan. So Timoteus is as 'n boodskapper na hulle toe gestuur, hy het teruggekom met die goeie nuus en daarom begin Paulus hierdie brief met hierdie groot dankbetuiging teenoor God vir die gemeente en vir die geloof van hierdie gemeente. So Paulus bid dus deurlopend uit dankbaarheid teenoor die Here vir hierdie gemeente. En nou is merkwaardig as 'n mens gaan kyk in 'n gemeente wat geplant is waar daar soveel weerstand en soveel verdrukking is, waarvoor bid die apostel vir die gemeente? Hy bid nie dat die gemeente uit die stad uit weggeneem word nie. Hy bid ook nie net vir hulle moeilike tye, dat die Here deur die moeilike tye moet dra nie. Hy bid nie vir 'n lys van benodighede wat hierdie gemeente in hierdie verdrukking gaan benodig nie. Materiële dinge nie. Maar hy bring hierdie gemeente voortdurend voor die Vader in herinnering van hulle geloof en die inspanning van hulle liefde en die volharding van hulle hoop op Jesus Christus. En dis hoe die kerk groei. Hy bid vir hulle vir geestelike standvastigheid, vir geestelike groei te midde van hierdie geweldige moeilike omstandighede wat hulle beleef. So dis duidelik dat hy 'n diep oortuiging het van God die Vader se werk, die goddelike werk in die gemeente. Want hy sê wat in die stad gebeur het, was nie net hulle wat gekom het met 'n emosionele opsweping daar tussen die mense nie. Want daar's blywende geloof, daar's blywende vrugte van daardie gemeente. So wat hy sê wat daar gebeur het in die stad, die feit dat mense tot geloof kom, is 'n gevolg van God se ewige werk, so werk van in die ewigheid af, God se doel wat hy gehad het en daarom is daar geloof. Dat geloof is nie iets wat uit hulle self kom nie. Dis nie iets wat net op daai tyd besluit is nie. Maar dat God al in die ewigheid besluit het dat daar geloof moet wees en dit gebeur in tyd. Dis gevolg van God se werk. En juist daarom dank hy God, want hy weet dat God ook daardie mense uitgekies het. En hierdie taalgebruik van uitverkiesing is hoofsaaklik 'n liefdestaal. Dit word gebruik wanneer 'n jong man agter 'n jong vrou aan gaan haar probeer betrek. Om daardie vrou te kies, gaan hy agter haar aan om haar syne te maak. En hy sê dis wat God doen, dat sonder verdienste van die mense kant af, voor die skepping van die wêreld, het God hulle gekies om sy liefde op hulle uit te stort. So die gevolg is daar dat sy liefde hulle bereik en hulle is bewus, hulle besef, maar God het sy seun vir ons gestuur, hulle raak bewus van sy liefde en die Here doen dit om hulle in te bring, om sy liefde op hulle uit te stort, om hulle tot geloof te bring. So Paulus is met ander woorde absoluut oortuig dat hulle uitverkies is. En hier is 'n baie kritiese vraag. Hoe kan 'n mens weet? Hoe kan Paulus geweet het dat hierdie gemeente, dat hierdie mense wat hy in die evangelie verkondig het, dat hulle uitverkorenes is, dat hy dit weet van hierdie gemeente? Dis nie iets wat net 'n teologie is nie. Maar dis iets wat hy prakties kan raak sien in 'n lewe. Dis iets wat hy as 'n waarnemer kan agterkom dat hier is werklik waar uitverkorenes van die Here. Hy weet dit verseker, want hy sê die evangelie het nie net bloot net met menslike woorde na hulle toe gekom nie. Met ander woorde, dis nie net hy wat gekom het en met baie goeie argumente. Die beste argumente dat hy teen die Joodse geloof kan kom, het hy nou mee gekom en daarom met hierdie redenasies hulle oortuig daarvan dat hulle is eintlik verkeerd en hulle moet eintlik glo in Jesus Christus nie. Dis nie bloot menslike argumente wat iemand tot oortuiging kan bring nie. So Paulus het nie hierdie wondergawe van oorreding gehad en daarom glo hulle nie. Want daar is nie so gawe nie. Maar hy sê die evangelie het met krag gekom deur die werk van die Heilige Gees met 'n diep oortuiging. Absolute oortuiging van die Christus. So wanneer die evangelie met krag kom, verwys hy na krag wat van God af is. Dis iets wat gebeur wat ons met menslike rede nie kan verklaar nie. Dis nie menslike oortuiging of menslike krag nie. Dat die evangelie kom met woorde na hulle toe. Hy het wel met hulle gepraat, hy het wel met hulle geredeneer, hy het wel vir hulle in die skrif gewys dat die Ou Testament wys na Christus toe, wat hy gelei het en oorwin het. Maar die Ou Testament self het wel aangedui en verkondig dat Jesus die Christus is.
Hy het net vir hulle gewys. En as die Heilige Gees hulle oë oopmaak, het hulle dit besef. So hierdie oortuiging van hulle kom nie deur die redenasies nie, maar dit kom deur die werk van die Heilige Gees in hulle lewe. Dat die Here kom en hy plant 'n gemeente deur die aanhoor van die woord. Hy plant geloof in hulle. Hy laat hulle wat blind was sien. Hy bring mense tot Christus deur die geloof. Dis die Heilige Gees wat harte verander. En wat vir Paulus en ander evangeliste gebruik as instrumente. So Paulus is dus heeltemal oortuig dat die vrugte wat hy sien, is die werk van God. Hy word dus eintlik diep bewus van God se werk deur sy verkondiging. Dit is die Here wat iets uitsonderlik doen. Hy was net vir 3 Sabbate by hulle gewees, waar hy die skrif uit geleer het, en dit was genoeg dat mense tot bekering kom. Soveel so dat dit nie net Paulus is wat dit gesien het nie, hy herken dit, maar die hele stad se mense het dit ook geken, opgemerk, en daar was 'n oproer daaroor. Die effek daarvan was so groot, dat Paulus se lewe in gevaar was, dat hy moes vlug vir sy lewe. Hy erken dus dat die Heilige Gees sy woorde neem, en dat hy dit kragtig gebruik in die hart en die verstand van ander mense. Hy verkondig Christus, maar soos hy Christus verkondig, word hy eintlik 'n toeskouer, want hy kan niks meer doen daar waar die woorde gesaai word nie. Hy kan net kyk hoe die Here werk en wat die Here doen in mense se lewens. Hy word dus net 'n toeskouer, 'n aanskouer by die woordverkondiging, oor hoe die Gees mense na Christus toe bring. Dat hulle verwelkom die boodskap en hulle omhels Christus in die geloof. Soveel so dat hulle hele lewe verander. Dat die evangelie aan hulle verkondig word en hulle tot geloof kom en dat hulle hele lewe radikaal verander. Die Nederlandse geloofsbelijdenis praat baie mooi daarvan dat die goeie werke wat ons voortbring, kom daaruit juis omdat die wortel, met die boom self goed gemaak word, en daarom is die vrugte wat gelewer word anders, daarom is dit goeie vrugte. Maar ons hoor in die eerste plek hoe hulle lewe verander het, dat hulle die voorbeeld van die apostels gesien het, en dat hulle volgelinge van die Here geword het, en hulle verwelkom die woord met blydskap van die Heilige Gees kom. So wat kan hy sien, hoe hulle lewe radikaal verander? As ons nou dink aan die gelykenis van die saaier, waar die saad op verskillende grond val, verduidelik die Here aan die disippels die verskillende scenario's waar die woord aangehoor word, dat sommige glo dit staanspoor uit glad nie. Maar by 3 van die ander soort plekke, waar die saad op die grond val, is daar onmiddellik vreugde en blydskap. En op die oog af lyk dit wonderlik, of al groot bekering plaasgevind het. Maar weer eens, uit 2/3 van daardie groep is dit skyngeloof wat van korte duur is. Sommige verlaat die geloof vir plesier wat van die wêreld hulle kan bied. Ander, waar die saad op die klipbank val, neem die woord met blydskap aan wanneer hulle dit hoor. Maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n kort tydjie. Die oomblik waar daai geloof op die proef gestel word, wat hulle deur moeilike tye gaan, gee hulle moed op en hulle verlaat die geloof. Wanneer die wêreld dit te moeilik vir hulle maak, dan verlaat hulle baie maklik die geloof. En nou hier in hierdie stad, in Thessalonika, word die evangelie verkondig juis in die moeilike omstandighede. Dat daar waar die saad gesaai word, val dit uit die staanspoor uit op moeilike omstandighede in beproewinge en verdrukking wat hulle beleef. Daar is hierdie geweldige oproer en Paulus moet die stad in die nag verlaat. Daar is hierdie groot opstandigheid oor die boodskap wat hy verkondig van Jesus wat die koning is. Wat die gemeente dit aangeneem het. En nog steeds ten spyte daarvan bly daardie gelowiges volhard in hulle geloof. Hulle verlaat nie die geloof nie, hulle val nie weer terug en word soos die wêreld om hulle nie. Maar ons hoor hulle lewens verander. Hulle volg as disippels vir Jesus. En juist daarom besef Paulus hierdie egtheid van hulle geloof. Want hulle beleef 'n vreugde, hulle beleef 'n blydskap, ten spyte van hierdie verdrukking wat hulle in die wêreld beleef.
Maar meer as dit, ons hoor ook hierdie gelowiges word navolgers van Paulus en van die Here. Ons sal nie noodwendig so stelling maak en sê, maar volg my soos ek die Here volg nie, maar Paulus maak dit baie duidelik. Hy sê, kyk na my, hoe ek die Here volg en doen dieselfde. Dis wat hierdie mense in Paulus en die ander evangeliste gesien het. Hulle het sy lewenswandel gesien wat in lyn is met die woord van die Here, en die Here rig Paulus se lewe volgens sy woord. En Paulus beleef ook hierdie voorpunt van daai verdrukking. Hy het ook daardie vervolging beleef. En hy het ook nie van die geloof afstand gedoen nie. So die gelowiges sien met ander woorde ook iets van die egtheid van geloof in Paulus se lewe. Die Here het ook Paulus se lewe radikaal omgedraai en hom 'n disipel van die Here gemaak. Ook te midde van vervolging. En die gevolg is dat hierdie gelowiges begin lewe het soos die apostels. Hulle geloof is bevestig. Hulle het nie net kopkennis gehad nie, maar hulle het 'n absolute vertroue gehad oor wat die waarheid is. Dat hulle geloof so uitgeleef het, hulle 'n voorbeeld vir al die gelowiges in Macedonië en in Agaia geword het. Tot so 'n mate dat die mense van hulle geloof gehoor het en gesien het hoe dit uitgeleef word, soveel so dat daar niks meer nodig was vir Paulus om daaroor te sê nie. En hoor hoe mooi word hierdie verandering in hulle lewe vir ons beskryf. Hierdie vertroue aspek van die geloof beskryf. Daar word 3 dinge van hulle gesê. Hulle het gedraai, hulle het gedien, en hulle het verwag. Eintlik maar daardie geloof, en daardie liefde, en daardie hoop. So dit wat oorvertel word van hulle is hoe hulle die evangelie ontvang het, en hoe hulle weggedraai het van die afgode af bekeer het. Hulle het weggedraai van dit wat hulle voorheen in die plek van God aanbid het. In hulle lewe gekyk, maar wat is daardie afgoderry waarvan ons bekeer? En vir die Jode wat tot geloof gekom het, beteken dit enigiets wat hulle vasgehou het in die Ou Testament wat nie Christus is nie. En nie Christus alleen is nie. Dat daar die skaduwees wat heenwys na Christus, hulle besef, maar dit is net skaduwees, die werklikheid is Christus. Dit help veel ek hou vas in die skaduwees. Dit het nie substansie nie. Vir die Grieke wat tot geloof gekom het, beteken die wegdraai van afgode en afgodsdiening. Die afgode tempels wat hulle besoek het. Die beelde van afgode. Of enigiets anders wat in hulle lewe was, wat hulle gelyk aan of bo God plaas. Hulle het weggedraai daarvan. Maar as jy wegdraai van iets, en jy bekeer nie na God toe nie, help het jou veel jy het weggedraai. Dit help veel ek draai weg van een sonde, maar ek draai na die volgende sonde toe. Dit help veel ek draai 360 grade en ek gaan terug na die vorige sonde toe. Jy doen al daai moeite vir niks. As jy nie tot God bekeer nie, is dit nie ware bekering nie. Maar hulle bekering was tot God. Daar word dan vir ons vertel hoe die lewende ware God dien. Dit beteken dat hulle as gemeente sou saamkom om die leer van die apostels te luister. Hulle geloof, as hulle geglo het in God die Vader en die Seun, dat hy sy Seun gestuur het, dat hy die menslike natuur aangeneem het, om vir hulle sondes te sterf, en dat hy die dood oorwin het. Hy het kom betaal wat die mens nie self kan doen nie, en hy die dood oorwin, en die nuwe lewe kom gee. En dis waarop hulle geloof gegrondves het, dis waartoe hulle bekeer het. Maar ook hierdie kenmerk, dat hulle vir Jesus Christus, wat uit die dood opgewek is, verwag uit die hemel. En dit getuig van hulle opregte geloof, as hulle vir Jesus verwag. Dat hulle so lewe in hulle lewe, dat hulle verwag dat die Here gaan terugkom, dat dit kan gesien word in hoe hulle leef, dat hulle die Here verwag om terug te kom. Glo hy is gekruisig vir hulle sonde, glo hy het nie in die graf gebly nie, hy het die dood oorwin, opgevaar in die hemel, hy regeer nou oor alle dinge, en daarom verwag hulle hom ook, om te kom. Om die oordeel te bring. Hulle verwagting is dat hulle as gelowiges se verlossing dan op daardie dag voltooi sal word, dat die swaarke en die verdrukking wat hulle as gemeente en as gelowiges beleef het, dat dit nie opweeg teenoor die heerlikheid wat die Here vir hulle sal gee nie. En ten spyte van daardie vervolging, het hulle volhard. En dis waarvoor Paulus sy dank uitspreek.
Dit is ook wat die kerk oral geprys het, wat hulle gesien het in die mense, waarvan hulle gepraat het. En broers en susters, hoe anders sou jou lewe nie gelyk het, as jy moet terugdink oor jou lewe, as die Here nie daadwerklik in jou lewe ingegryp het nie. As hy nie ook aan jou geloof gegee het nie, as die Heilige Gees nie ook in jou hart werk en jou weergebore laat word het nie. Jy sou besig wees met afgoderry. Jy sou uitverkoop gewees het aan wat hierdie wêreld vir jou bied. Meegesleer word deur elke stroom, deur elke golf wat die wêreld kan oplewer. Maar die Here het in sy groot genade geloof aan ons geskenk. Jy is daarom. Hoeveel anders moet ons lewe lyk as die van die wêreld? Dat ons ook wegdraai, bekeer van verkeerde dinge, dat ons wegdraai na die Here toe, dat ons in die Here se woord sien wat afgoderry is en daarvan wegdraai en heelhartig die evangelie omhels en Christus omhels in sy weldade, dat ons hele lewe vir hom leef, dat hierdie geloof wat in jou ingeplant is soos 'n saadjie is, dat daar twee komponente is, daar's die kenniskomponent, ek moet al hoe meer weet van die Here, al hoe meer leer van die Here uit sy woord uit, maar ook hierdie vertroue. Dat my geloof moet al hoe sterker word, al hoe meer sterker groei, dat ek elke dag dit moet uitleef, hierdie geloof wat die Here vir my gegee het. Dat ek anders as die wêreld moet lyk, anders as die omgewing waarin ek leef. Dat 'n wêreld wat al hoe meer weerstandig raak teenoor die kerk, dat mense kan sien, maar ek is anders. Jy is daarom ook daardie liefde wat ons moet uitleef wat die Here vir ons gee. Laastens ook dan wat die Here vir ons vra is om die hoop wat hy vir ons gee uit te leef. Ek is oortuig van wat die woord my leer. Ek is oortuig dat die woord is die waarheid, is die woord van die Here. Ek het beleef hoe die Here my bring na hom toe deur sy seun. En die geloof draai ek na hom toe en dan bid ek die Here en ek dien die Here en hoe ek leef met al die liefde wat ek vir hom moet hê en vir mekaar moet hê. Maar ook anders in die hoop wat ek het. Dat as mense na my lewe kyk, hulle besef, maar ek verwag die Here as regter in die hemel. Ek weet hy is die regverdige regter wat regverdig gaan oordeel. En ek weet dat dieselfde persoon is wat ek verwag as vir my in die kruis gesterf het. Dis hoe die Here ons lewe verander het. Dis die getuienis wat van ons af moet uitgaan in die wêreld om ons, dat almal moet kan sê, maar julle gesien hoe lyk die gelowige se lewe? Broers en susters, dit bly 'n roeping. Dit bly 'n deurlopende bewusword daarvan van wie die Here ons gemaak het. Dat hy ons uitverkies het, dat my geloof nie uit myself uitkom nie. Dat hy my juist nou uitgekies om in hierdie wêreld te leef, om in hierdie wêreld 'n verskil te maak en ook die evangelie uit te dra. Ook aan ander mense te vertel en te vertrou dat die Here ook daar geloof sal bring, maar waar ek tot geloof gekom het, dat ek my geloof en my liefde en my hoop in hierdie wêreld sal uitleef, tot die eer van sy naam alleen. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, aan U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding, want dis U wat die goeie in ons werk. Dis U wat dit sal deurvoer. Juist daarom is ons in verwondering voor U en vir U almagswerk. Vir U groot liefde in ons lewe, dat ons U kan ken en ons kan weet dat U ons uitgekies. Nie op grond van enige verdienste nie, maar alleenlik op grond van U groot raadsbesluit wat U by Uself geneem het. Wat U gekies het om ons te maak, dat U gekies het om U liefde in ons lewe uit te stort. En ons bede is dit, dat ons baie mooi sal besef,
wat dit beteken om as gelowige te leef. Dat ons geloof en ons hoop en ons liefde as 'n getuienis in die wêreld moet ingaan, ongeag hoe moeilik dit mag wees, ongeag wat die omstandighede is waarin ons leef. Maar mag ons gehoorsaam wees in die werk van die Gees en mag ons daarin bly volhard. Dat ons ook verskil sal maak hier, anders sal leef as die wêreld en 'n getuienis sal uitdra tot die eer van U naam alleen. Amen. Ons herinner dat die liefdegawe gaan vandag vir die Crossroads en vir die barmhartigheid. Kom ons staan en sing ons nou saam Skrifbreiding 8:1 en ons sing daarvan saam verse 1 en verse 2. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen. Dit is die laaste afkondiging van die kerkraad se kant af, jy kan gerus gaan sit. Jy is almal bewus van die beroeping van die nuwe predikant ook vir die gemeente. En die telkommissie het hulle werk deeglik gedoen en ook by verdere meerderheid het die kerkraad ook besluit dan, of by wyse van stemme het die kerkraad besluit dan om vir Dominee Jaco Linde van Witrifuur te beroep. So die beroeping sal gebeur en broeder Louis van der Walt sal hom kontak en hoe die proses vorentoe werk is, dat die broeder het 3 weke om dan op hierdie beroeping te reageer. So ons kan vir 3 weke ook vir hom spesifiek, vir hom en vir sy vrou Suzaan
asseblief in gebed tree dat die Here vir hulle ook net duidelikheid sal gee en leiding sal gee oor wat sy wil is in verband met hierdie beroep. Goed, baie dankie.